Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles. En nog wat. Goeiedag, liewe vriend. Welkom van watter kant van die aardbol jy ook al luister en watter tyd geleef jy ook al luister. Jy kuier saam met my naam is Corneille op Klets met Corneille. En ek klets saam met jou oor allerlei interessanthede van die wêreld op hierdie stadium, gefokus op Kragdag 24, die plek waar jy kan kom kyk wat se alternatiewe beskikbaar is as jy dinge wil self doen. As jy belangstel in alternatief vir jou kind se opvoeding, as jy belangstel in alternatiewe vir kragopwekking, as jy in belangstel van wat is die nuutste dinge daar buite beskikbaar vir selfkosgroei, wat is aan die gang in die landbouwêreld, daar is 'n redelike groot landbou gedeelte op Kragdag altyd, 'n landbou expo, 'n klomp dinge aan die gang elke jaar daar, en as jy nog nie daar was nie, dan wil ek vir jou sê, dis 'n fantastiese plek om te wees, nie net oor 'n lekker dag uit en eet jouself soos gewoonlik knippeldik en alles wat by 'n kostalletjie is nie, ontmoet net interessante mense nie, maar die hele positiewe in Afrikaans vibe wat aan die gang is van mense wat in dieselfde rigting ploeg. Mense wat belangstel in hoe maak ons 'n plan? Hoe klaar ons nie net nie, maar hoe maak ons 'n plan om onsself te help en die mense om ons te help in watter opsig dit ook al mag wees. Ek praat of ek deel met jou 3 gesprekke wat ek opgeneem het daarso met besighede by Kragdag en so hier is maar net 'n kort inleiding elke keer oor die persone wat jy mee die onderhoude van luister. In vandag deel ek met jou die gesprek in die eerste plek van Hannes de Villiers van Moria Tuiskool. Nou, Moria is die oudste naam wat ek aan kan dink in terme van tuiskoolsisteme. Beide ons kinders is deur tuiskoolsisteme en dit was nie by Moria nie, maar in die begin toe ons begin rondsniffel het na al sulke inligting, was hulle daar gewees. En op daai stadium natuurlik baie minder opsies gewees as wat daar nou is. Liewe ouers, daar's nou baie opsies. En hulle was een van die minder opsies beskikbaar gewees, so ek was bewus van hulle nou al vir jare. Maar my groot ontdekking op die dag met die onderhoud was hoe lank hulle al in die gang is. En nie net in die gang is nie, maar dat hulle die baanbrekerswerk gedoen het om tuiskole gevestig te kry in Suid-Afrika en net enigstens wettig te kry. Ek weet daar is baie groot teenstand gewoonlik uit regering oogpunt uit teen tuiskole en alhoewel dit nou wettig is, probeer hulle dit so moeilik as moontlik maak, dink ek. Maar die manne van Moria, anders hulle het al vir dekades beklei om die ding nog in die ou dae onder die ou regering toe totaal onwettig was, te probeer om die dinge aan die gang te kry, sodat tuiskool 'n algemene ding kan wees, wat dit nou baie meer is. Hier is vir die gesprek met Hannes de Villiers. Ons is op dag 2 met Kragdag, liewe vriende. Volgende persoon met wie ek praat is Hannes de Villiers van Moria Tuiskool. Baie welkom Hannes, kom ons begin daar. Nou, dankie Corneille. Is ek verkeerd of is Moria een van die langstes in die land al? Want het voel vir my so lank as wat ek weet van tuiskool, ken ek julle naam. Ja Corneille, ons het begin 30 jaar gelede. Sjoe. Ons het saam met Pestalozzi Regshulpfonds, Ja. oorlede Leonard van Oosterom, met ons begin beklei om tuisonderwys in Suid-Afrika gewettig te kry. Okay. Want in die ou Suid-Afrika, met die Transvaal Onderwysdepartement, was tuiskool nie gewettig nie. Hulle het die tuiskolers toegesluit. Ja. So, toe die nuwe Suid-Afrika nou oorneem in 1994, toe het ons beklei en ons het vir Amerikaanse tuiskolers gevra, stuur dokumentasie na Suid-Afrikaanse regering onderwysdepartement toe, om te eis dat tuisonderwys gewettig moet word, want dit is 'n reg, dit is nie 'n voorreg nie, dit is 'n reg. Al meer lande rondom die wêreld laat dit toe en wettig die beginsel van tuisonderwys. So ons het van toe af begin en kort daarna het ons tuisonderwys vereniging gestig, Vereniging vir Tuisonderwys gestig. Ons het daaraan behoort, ons het toe later besef dat die een enkele tuisonderwysstelsel wat toe bestaan het,
wat materiaal gegee het vir kinders om by die huis geskool te word, is nie wat ons regtig in gedagte het nie. Ja, Ons het 'n Afrikaanse, uitsluitlik Afrikaans. ja, En hulle het uitgebrei na dubbeltalig toe. Ja. Jy kan nie, as jy anderstalige, veral ander gelowe, as kliënte het, jouself ronduit uitspreek op dieselfde mate van gemak en gerief, ja, as wat jy kan doen as jy met jou eie mense praat. ja, So, ons het gesê, ons eie mense, ons Afrikaners, ons Christen mense, het die reg, het die voorreg, het die, moet 'n geleentheid hê om tot akademiese hoogtes te vorder, ja, deur primêr en sekondêre onderwys. Ons het geweet dat tersiêre onderwys in Suid-Afrika is van die beste in die wêreld. Daar Ja. het ons atoombomme gemaak, ja, ons het aanvalshelikopters gemaak, en ons het G6 kanonne gemaak, Ja. wat die beste in die wêreld was. ja, En baie lande het dit by ons gekoop. So ons was baie gemaklik Ja. geweest met ons standaard van ons tersiêre onderrig. Maar primêr en sekondêr is gekaap. ja, Hy's gekaap deur wetgewers wat ons taal en ons kultuur en ons godsdienst so wou vervlou dat dit een van 'n klomp is ja, wat ons 'n opsie het om tussen te kies. Ek praat van die kinders op die skool. ja, En ons het gesê nee. ja, Jy kies nie watter godsdienst jy wil aanvaar nie. Christendom, die Bybel, is die enigste weg, ja, die waarheid en die lewe. En niemand Ja. kom na die Vader behalwe Christus Jesus Ja. nie. Hy is ons Messias ja, van die mensdom. ja, En hoe kan ons nou opsies ooplaat vir Ja. iets anderster? En dis hoekom Moria tuisonderrig begin het 30 jaar gelede. So julle is van die strydbyle van die hele storie. Dis ongelooflik. Ek het nie geweet nie. Ek het net geweet julle is al ek weet van julle naam van solank ons begin kyk het na tuiskool vir ons kinders. Nou maar, daar is hy, liewe vriende, 'n lekker stukkie agtergrond. Anders vertel ons, wat bied julle en waar is julle? Wat doen julle? Goeie vraag. Ouers bel my en dan sê hulle vir my, ons het oorweeg om by julle aan te skakel of in te skryf, te registreer, maar julle is nie naby ons nie, so ons het toe maar daar teen besluit. Nee, ons is 'n afstandsonderrigstelsel, so Okay. dis nie 'n skool bywoning opset nie. Ons is afstandsonderrig, met ander woorde, ons het reg oor Suid-Afrika leerders wat by ons ingeskryf is en in die buiteland. Ja, Ons het op hierdie stadium in Mauritius het ons mense en verskeie ander plekke, maar dit is vir hulle gerieflik om by ons te wees, want wanneer ons eksamen skryf, dan hou ons self toesig, ja, ons personeel van Moria tuiskoolmateriaal, en ons doen dit op Zoom. ja, So dis 'n aanlyn platform. ja, Ons hou toesig, die kinders sit voor ons in eksamen skryf, en dan stuur hulle dit vir ons, en ons Ja. sien dit na en reik 'n rapport uit. okay. So julle kan mense reg oor die aardbol help in hulle eie taal. Tot in China. Dit is nogal hoe die wêreld deesdae werk, né? Ons het kleins wat die radiostasietjie is, terugvoer van mense uit 24 lande gekry. So ek was verstom oor waar Afrikaanse mense oral sit deesdae. Ek was regtig die lande waar opgekom het was nie, ek het nie gedink tot daar nie, maar daar's Afrikaanse mense oral deesdae. 'n interessante ding van ek sien julle van julle goed wat julle noem in julle brosjure is uitnemende akademiese standaard, want ek dink dis een van die dinge waar baie mense bekommerd is in ons land is, waar is die standaard heen? En almal van ons ouderdom praat van in die ou dae toe ons nog op skool was en daai hele ding. So dis een van die duidelik die pilare wil ek amper sê waarom julle ding bou is ons akademiese standaard. Ja, dis 'n Corneille, dis 'n moeilike onderwerp, want jy definieer hom nie in een sin nie. Ja. Akademiese standaard het te doen met twee goed. Het te doen met inherente vermoë, kom ons noem dit 'n genetiese oorgeerfdheid, Ja. en dan het dit te doen met 'n ywer, meer affektief, 'n ywer in die proses om jou kind te skool. Ja. Nou daar moet ek sê, het ons deur die jare ondervinding gekry dat by verre die meeste van ons Afrikaners is absoluut geneties in plek om Moria tuiskoolmateriaal se materiaal te bevat, Ja. te studeer, eksamen te skryf en goeie rapporte te kry. Ja. Daar is nie fout met ons genetika nie. Intussen hakkies. Die Afrikaners is geteel, ek's 'n veekundige onder andere, is geteel uit soveel verskillende
kulture, volkere, Ja. Europese afkomste. Dat ons het 'n voordeel op baie verskillende vlakke, liggaam, siel en gees. Ja. Ons het 'n voordeel dat op die ou uiteinde, ek het net genoem van atoombomme ensovoorts. Hier by die Pebblebed atoomgenerator is in Potchefstroom ontwikkel, Ja. deur die Potchefstroomse Universiteit. Ja. En die Pebblebed is by ons gekoop en word tans oor see kommersieel vervaardig. Maar ons het hom ontwikkel. Ja. En so is ons voorlopers in geweldig baie vlakke. So ek het nie 'n probleem met die oorgeërfde genetika van ons Afrikaner mense en ek is trots op hulle. Ja. Nie trots omdat hulle iets is nie, maar trots omdat die Hemelse Vader hulle gemaak het soos hulle Geseën gemaak het met ja. So, nou kom ons by die tweede afdeling en dit is die ywer. Dit is die inset wat ouers by hulle kinders moet maak met tuisonderwys. Ja. En ek is jammer om te moet sê, ek dink in die breër tuisonderwysbedryf ervaar die meeste kurrikulumverskaffers juist dit. Daar's verskillende redes hoekom ouers hulle kinders tuis onderwys, maar ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar wat ek wil sê is dit. As 'n ouer nie toegewy is, as 'n ouer nie homself absoluut daartoe verbind het, om, ek wil sê nog meer as 'n gewone skoolonderwyser. 'n Skoolonderwyser se bevordering hang af van sy punte wat hy aan die einde van die jaar op die rapport vir sy kinders kry, want dit dui aan of hy 'n goeie onderwyser is. Ja. Ons by Moria sê nee. Die kind moet selfdissipline geleer word. Die kind moet selfmotivering geleer word. En dit is die plig van die ouer. Ja. Die ouer moet hom daarin begelei. Ja. En hom hoe langer hoe meer loslaat. Om self sy eie doelwitte te stel en sy eie doelwitte en visie te bereik. Ja. En ons Afrikaner mense kom bietjie kort. Ons kom ongelukkig uit 'n nabye verlede waar onderwysers, soos ek net nou gesê het, betaal word en bevorder word op grond van die rapporte van sy kinders. So, hy werk homself mors dood, maar die kinders sit daar. Nou ons kom uit daai stelsel. Nou sê die ouer, ek gaan my kind tuiskool. Mooi. So wat? Kyk na Moria as my kind sleg doen. Ja. Eendag bel 'n ouer my net na die einde van die jaar eksamen geskryf het en sê, my kind het gedryp. Ek sê, ja, jou kind het gedryp. Ek sê, hoekom? Ek sê, jy moet vir my die vraag antwoord. Ja. Wat gaan julle nou daaraan doen? Ek sê, nee mamma. Nee, jy vra die verkeerde vraag. Ek moet vir jou vra, wat gaan jy nou daaraan doen? Jy is die onderwyseres, jou man is die skoolhoof, ek is die fasiliteerder om vir jou die materiaal en die assessering te gee op standaard en volgens die eise van die wet. Ja. So jy sien, daai ding snap ons nog nie almal nie. En ons is hard besig om daaraan te werk, om ons ouers daaraan te begelei, om daai verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir tuisonderwys en die vordering van hulle eie kinders op hulle self te neem en 'n sukses daarvan te maak wat hulle kan. Maar hulle skrik wakker hier in die tweede semester en dan moet hulle skielik begin 'n vure doodslaan om 'n kind nie op standaard te sien. Ek dink dis 'n baie groot punt daai. Ek noem dit mense het hulle lewe ge-outsource. Hulle betaal 'n 10 in die kerk, so hulle gee hulle geestelike lewe oor op daai manier. Hulle het hulle kinders by die skool gaan aflaai by skoolfonds, so dis die skool se verantwoordelikheid. Inderdaad. Hulle gesondheid, alles is op daai ding geskoreer en ons is deel van wat ons doen is presies, ek dink dieselfde ding wat julle sien, is om mense net te sê, vat verantwoordelikheid van al die aspekte van jou lewe en dis wat ek hou van Kragdag. Van die ding van ons kan of net alternatiewe van jy weet dalk nie, maar is regtig moontlik om jou kind 'n goeie opvoeding te gee. Jy gaan al bietjie meer betrokke moet wees, maar ek dink dis die beter plan. Dis nie net 'n alternatief nie, dis die beter plan om meer betrokke te wees by jou kinders in daai opsig. So ek verstaan dat mense moet dalk sin lank dink oor planne om die ouers meer te fokus by die opleiding as die kinders, want dis regtig 'n probleem daai kan ek sien van mense wat hulle lewe outsource en dan as hulle nou sien wel dis 'n alternatief, kom ons gee ons kinders, sit hulle met dieselfde gedagtegang nog van iemand anders is 'n probleem. Ek het mos betaal. Jy's so reg Corneille, absoluut so. Ek stem. So nee, ek is baie bly julle doen goed en so en sien hom so raak en gee vir mense alternatiewe, maar ook met die ouers in gedagte van dit is wat dit vat. Maar daar is materiaal beskikbaar, daar's alternatiewe, daar's sisteme wat jou lewe so maklik as moontlik kan maak. En daar's hulp. Daar's 'n oproep ver is daar hulp. As jy nie regkom met Moria tuiskool se materiaal nie, bel, stuur vir my 'n e-pos. Ja. En ek het onmiddellik vir jou 'n antwoord, maar
moenie dit vir my in Oktober maand stuur nie. Ja, Stuur dit vir my in Februarie, Maart maand. wanneer nog hulp. Dan kan ons die traject wysig. Nee, ek verstaan hom so, baie lekker. Is daar nog iets wat jy met ons wil deel oor julle skool miskien, of wil jy vir ons sê waar mense julle kan in die hande kry? Anders? Nee, ek wil laaste 2 goedjies sê, Asseblief. en dit is, moenie ophou hoop nie. Ons het aanslae van die Bella-wet, van owerheidsweë, ons het aanslae van ongelukkig sommige formele onderwysers, wat nie thuis onderwys ken nie, Ja. ons het aanslae van familielede, wat ons ouers teiken, wat wil begin tuiskool, of wat alreeds tuiskool. Ja. Moenie ophou hoop nie. Ons het 'n ou spreekwoordjie wat sê aanhouer wen. Ja. Maar in die Bybel het ons soveel meer wat praat oor geloof, Ja. wat praat oor hoop, Ja. wat praat oor verwagting, wat ons in die Here het. En ons kan, en ons sal, en ons moet oorwin. Ja. Oorwin 1 in ons geloof, en 2 in ons kultuur. Ja. En daar's 'n mooi toekoms vir die Afrikaner volk om terug te vat wat in die afgelope 2 dekades, 3 dekades Ja. van ons gesteel is, Ja. wat aan ons behoort. Ja. En dan wil ek sê, as ons gehoop het en ons het ons visie weer reggestel en ons volg ons visie met vaste tred, dan wil ek sê, glo. Glo in die Hemelse Vader, want glo is sien. Maar sien is nie altyd glo nie. Ja, ja. Die Karl Marx in die kommunisme het gesê, sien is glo, daarom glo ons nie. Ja. Maar die Here Jesus het gesê, glo en jy sal gered word. Ja. En daarmee saam, al die ander dinge in die Bybel wat vir ons beloof word, maar met verwagting en hoop en vertroue op ons almagtige Vader sal ons sien. Dankie Corneil. Ek hou daarvan. Sê asseblief vir ons, anders waar kan mense julle kontak en in die hande kry? Daar is hy. Nou ek wil heel eers ons e-posadres gee. Ja. Moria@moriatuiskool.co.za of in Afrikaans Moria@moriatuiskool.co.za. As jy wil op internet gaan, Google search gaan en dan tik jy maar net in Moria. Hy behoort op te kom, maar ons volledige webwerfadres is www.moriatuiskool.co.za. En dan gee ek maar net vir die wat graag wil. Ek weet sy mense te veel inligting gee, dan waai dit uit. Ons sal dit op 'n plek op 'n visueel sit, ja. Ja, sê. Nou goed, julle sal dit later ook sien, maar ek gee nou maar 'n telefoon wat mense al minder gebruik en dit is 018, dis Potchefstroom 018 294 6504. Ek sê weer 018 294 6504. Dit is baie dankie. Ek wens vir julle alle goeie voorspoed toe hier by Kragdag en ook vorentoe. Mag julle groot seën beleef met julle onderneming en baie groot invloed. Baie groot invloed. Dankie Corneil en baie seën en baie voorspoed ook met julle radiostasie. Dankie. Hivelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by hivelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Die volgende gesprek waarna jy luister is met Joachim Lossos van onder andere Pretoria Poultry Club, Pretoria se pluimvee klub. Hy is ook, maar ek sal sommer dat hy dit vir jou vertel, alles waar hy betrokke is. Die man is diep in die hoenderwêreld in en watervoëls ook, allerhande pluimvee. En 2 jaar gelede dink ek, het ons ook met hom gepraat. So hierdie was my baie oulike opvolggesprek met hom gewees, om te sien hoe dinge nog aan die gang is, en ek moet vir jou sê, daai gedeelte van die wêreld is nog aan die gang. Die voeltjies word nie leliker nie, om die waarheid te sê, ek dink dis 'n ding wat al hoe groter is, en dit is waar my hartjie is. Ek is 'n baie groot hoender aanhanger. En hier op die stuk grond wat ons op is, het ek is my hoendertjies al hoe meer aan die uitbrei, baie stadig.
En ek probeer nou meer gefokuste gebiede in het, dat ek leeuhoenders en slaghoenders apart van mekaar het, en sommer net 'n klomp werfhoenders aan 'n ander kamp, en toe het ek ook dit goed gedink, laas jaar om te begin met eksotiese hoenders, heeltemal apart, wat ek hopelik mee kan uitkom by teelwerk en skoue doen en al sulke dinge. En toe die noodlot van hierdie jaar is, 'n tierboskat het ontdek dat ons is 'n wegneem eteplek vir hom, en het groot verwoesting gesaai onder my hoenders, en onder andere in een aand in die eksotiese hoendertjies ingeklim, en almal van hulle doodgemaak. Die hele lot, die laaste ene. Dit het nou nie veel met Joachim se gesprek uit te waai nie. Dit is maar net my eie hartjie op hierdie stadium om te sê, ek is regtig mal oor pluimvee, en elke jaar as daar is, loop ek elke dag meer as een keer deur daai pluimvee tent, en beloer, en bewonder alles, en ek sê vir Heidi, dis miskien 'n goeie ding dat ek nie geld het as ek daar inloop nie, want ek sal myself kan maklik seermaak met al die hoendertjies wat beskikbaar is daar. Pragtige dinge, so hier is jullie gesprek met Joachim Lossos. Ons is by Kragdag se eerste dag nog al die pad, en ek praat met Joachim Lossos. Ons het verlede keer toe ons was ook met hom gepraat, die man is van alles wat 'n gevoelde ding is, klink vir my, want ons moet watervoëls en alles ingesluit, so in die eerste plek, Joachim, baie welkom net. Ja, sê baie dankie. Jy is die, wat moet jy sê, voorsitter, hoof ding, ietsie van die... Ja, so ek is die voorsitter van die Pretoria Pluimvee Klub, maar ek is ook die ondervoorsitter van SASPO, wat die Suid-Afrikaanse Skou Pluimvee organisasie is. So dit is hoenders en watervoëls en enige ding? Ja, ek sal nou nie sê enige ding nie, maar ja, het is hoofsaaklik rasegte pluimvee hoenders, swemvoëls, eending, ganse en dan ook kalkoene. En die tarantale wat dan in die tent is, dit sommer net vir 'n ja, kyk, mense wat nou met pluimvee doenig is, hou ook goed soos tarantale, boue, visante, kwartels aan. Ja. En dit is hoekom ons dit maar deel maak van ons tentoonstelling hierso waar mense kom kyk na pluimvee. Maar jy skou nou nie met daai ding nie. Nee, ons skou nou nie met hulle nie. Nee. Okay. Ek was vanoggend weer in die tent, ek moet vir hulle sê, ek moes my aardjie vir die gevoeltes. Yes man, dit is moeilik om nie alles te koop nie hoor. Daar is sulke beautiful hoenders daarso. Ja, ek sê mos daarso, weet, as jy in daai tent stap, dan kan iemand vir my sê as hy hoenders ook nie, dat hy nie iets kry nie, want daar's iets van alle shape, sizes en kleure. Ja, en ek onthou toe ek die eerste maal daar was, dis die eerste maal wat ek dink dit was Brahmas geweest laas ook, wat die grootste ding is wat ek in my lewe gesien het met 'n stel vere oor, voor of Australies. So pragtige verskeidenheid goede. Joachim, vertel ons net weer, wat doen julle en waar doen julle dit? Hoe is julle betrokke by mense of mense betrokke by julle? Okay, so ja, basies ons as Pluimvee Clubs en as SASPO is daarso waar ons hoofdoel is maar om skoue aan te bied. En deur die skoue aan te bied, so bewerkstellig ons die bevordering en bewaring van rasegte pluimvee rasse, om seker te maak dat goeie genetika bevorder word en nie verlore gaan nie. Ja. En dan, so ons bied skoue daarso waar die standaarde gestel word, waar mense dit wat hulle geteel het, teen mekaar kom uitstal om te kyk wie se genetika het beter gevaar in die teelseisoen as die ander persoon sin. En dit is maar basies dan wat ons daar doen, is so ons probeer om die, hoe kan ek sê, bedryf uit te bou, om die genetika ook te versprei. Ja. En dan later van tyd waar dit ook, kyk, al die rasse het tot iewers 'n kommersiële waarde, en as jou genetika beter is, en mense wat dan, hoe kan mens sê, bestaansboerderye voer en dit, as hulle dan rasegte diere aanhou, vir eie, of dit nou vir huisgebruik vir eiers en vleis is, dat hulle op die einde van die dag ook met beter diere sit, Ja. as, want hoe beter die diere is, hoe beter, meer lewensvatbaar is dit. Ja. So dis nie net 'n ding van mooi hoendertjies vir uitstal nie, dit is funksioneel. As jy wil hoenders eet en eiers hê vir jou eie huis, dan hoe beter nog steeds 'n beter deal as sommer net enige ding. Yes, ja, jy wil nie net enige ding aanhou, jy wil 'n ding aanhou wat jy in jou omgewing kan laat aanpas, en dan wat vir jou die optimum produksie gaan gee, sodat jy die beste voordeel daaruit kan trek. Hoor jy nou, as julle mense kry wat nou van die hele storie niks weet nie, maar het klink vir hom soos 'n plan van baie mense het nou, sien ek op ons groepe, hulle soek hoenders, hulle soek point of lay, henne, en hulle soek hoenders vir vleis, en kan hulle met julle in aanraking kom oor wat kry hulle, al sulke tipe dinge ook? Ja, Of kyk, hoe so werk die maklikste idee is om hulp te kry, is om maar, dit hang nou af van watter area jy is, Ja. maar as jy na die SASPO website toe gaan, is daar 'n lys van clubs reg oor die land, en dan kontak jou naaste klub. My raad is altyd raak 'n lid,
sê vir die mense watter diere jy soek of vir watter doel jy dit soek, dat hulle vir jou kan aanbeveel watter rasse is beter. En dan en dan hulle sal vir jou kan in kontak sit met die teelers van daai rasse. En dan, so ook as jy meer leer van die rasse, raak betrokke by die skoue, dis die vinnigste om te leer. Ja. Ek vind dit nogal dat die mense op die pluimveegroepe, ek is op so 2 pluimveegroepe in ons omgewing. Hulle is my baie soortgelyk in tuiniers. Hulle deel baie graag hulle raad en hulle hulp en as hulle 'n paar hoendertjies het wat hulle van ontslaa raak en laat weet hulle jou en dis 'n baie lekker gemeenskap. Hulle deel graag. Yes, ek sê, weet as mens net by een pluimvee persoon uitkom, dan kan jy vinnig by groepe betrokke raak en by ander uitkom en die mense sal vinnig help met raad en almal het ook verskillende raad, jy weet. Daar's so sekere mense sekere rade en metodes wat vir hulle beter werk as anders en so dan moet is die geheim, maar jy moet alles probeer en kyk wat werk vir jou. Ja. Fantasties. En jy het nog steeds 'n groot teeler neem ek aan by jou eie plek daar en ek het laaste met jou gepraat het. Ek kan dit hoeveel nie, maar baie pluimvee gehad. Ja, nee, ons het nog steeds hoe kan ek sê, ons het 'n goeie versameling pluimvee en ons teel omtrent so 3000 kykens 'n jaar so Ek sê vir jou. Verkoop julle op die skoue is die eiers deel van die storie want ek sien dis mense met eiers, bevrugte eiers as sulke goede of is dit nie deel van wat julle doen vreeslik? So wat ons by ons het is by die skoue ook waar mense eiers uitstallings inskryf om te kyk watter persoon se versameling en dan gaan dit nou maar oor die grootte van die eiers, die kleur, die tekstuur, die vorm en dan ook hoe die binnekant gevorm is, die kleur van die geel, die vorm van die sagte wit en die vorm van die stywe wit. Dit is die skoue afdeling van dit, waar hierdie ander afdeling raak nou is die mense wat die verskillende kleure eiers weet, want as rasse, hoenderrasse wat verskillende kleure eiers lê, wit eiers, bruin eiers, donkerbruin eiers, roomkleurige eiers, blou eiers en groen eiers. So en daai mark is besig om aansienlik te groei, dit is soos 'n nismark waar mense dit is 'n snaaksigheid nou om in jou kombuis groen eiers te hê wat jy gaar maak om te eet en nie die gewone eiers. Ek het vir my begin van die jaar Easter eggers gekry want dis die eiertjies. Wat 'n mengsel van eiers lê. Nee, ek hou van die idee. Ag fantasties man, ek is bly en dat die dinge nog aangaan en goed gaan met die pluimvee. So liewe vriende, as jy belangstel in pluimvee, dan wil ek jou nogal aanmoedig om by so 'n skou uit te kom. Hoe gereeld doen julle die skoue? Okay, so ons as Pretoria Pluimvee Klub doen nogal gereeld skoue. Ons hou 'n jongerskou vir diere 12 maande en jonger. En dan hou ons ook ons klubskou en ons het 'n skou, ons area is redelik wyd versprei. Ons hou 'n skou in Walkerville saam met hulle landbou skou, dan het ons ook 'n skou in Warmbad. Was altyd saam met die Warmbad landbou skou, maar deesdae is dit maar net saam 'n paar van die kleinvee veilings wat ons daar skou. Dan het ons ook die uitstalling hier by Kragdag en dan raak ons ook betrokke by die Pretoria Fees. En so ons het 'n verskeidenheid, hoe kan ek sê, ons is betrokke by so 6 of 7 skoue en uitstallings gedurende die jaar. Ek neem aan als op die webwerf as mense soontoe sou gaan. Ja, die mense kan of op die SASPO webwerf gaan kyk of op die Pretoria Poultry Club website. Kan hulle gaan kyk, dan daar sal die inligting kry raak aan ons skoue en alles. So, hardloop soontoe, as jy hou van 'n geveerde dier, dan is dit die plek om te gaan meer inligting kry en miskien te werk aan jou eie hoender se genetiese materiaal en dinge vorentoe te vat. En andersins moet ek vir jou sê, dis net my die oulikste goede, maak nie saak of jy eet of nie eet nie. Dis vir my sal vir my siel om in die middag by my hoenders te sit. As mense hoender aanhou of dit nou vir vleis is en of vir eierproduksie is, dan kan hy ten minste nog mooi ook wees. Ja, hy kan nog mooi ook wees en oulik wees. So kry jouself by 'n hoenderskou of kom Kragdag toe want die goed hierso is baie mooi. Daar het julle dit, Joachim, baie dankie vir jou tyd. As hy baie dankie. Ek hoop julle het 'n heerlike skou hierso. As hy dankie. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Vandag se laaste gesprek waarna jy gaan luister is met Leron Meyer van Stumbleblock. Stumbleblock is 'n baie oulike ding, jy moet dit net nie lees in die konteks van Christendom nie. Want dan is 'n stumbleblock dalk nie so 'n goeie plan nie. Stumbleblock is 'n baie oulike patent wat ek gesien het 'n klomp jare gelede toe ons platteland toe getrek het. Ek het net iewers by 'n boer se plaas ingery
en hierdie interessante gebou gesien wat vir my lyk soos, hierdie boer doen baie groot moeite met die afwerking van sy gebou wat dit so interessant lyk. By nadere betragting, liewe vriende, ontdek ek toe die interessante ontdekking van Stumbleblock, wat al soos groot mens Lego is, wat jou in staat stel om 'n gebou baie vinnig te kan bou met vormblokke wat jy giet en dan jou ding self kan doen, want dis mos maar die tema van kragdag, is doen dit self. So hier is 'n manier hoe jy self kan redelik vinnig met redelike eenvoudige arbeid, het nie 'n genius nodig om jou te help nie, of jy hoef nie self 'n genius te wees om 'n gebou of 'n keerwal of 'n muur of 'n ding te kan bou nie. Baie oulike stelsel. So hierdie laaste gesprek is met Laurent Meyer van Stumbleblock. Kragdag 1, julle donderdag. Ek praat met Laurent Meyer van Stumbleblock. Laurent, baie welkom. Baie dankie dat jy op het. Die plek hierso, die tema mos hier is doen dit self, en ek neem aan dis wat julle hier soek, want julle het 'n manier om dinge self te doen. Dit is korrek, ja. Vertel ons bietjie, wat doen Stumbleblock? So Stumbleblock verkoop gietvorms waarmee jy jou eie, gaan nou maar die Engelse woorde, interlocking betonboublokke maak. So jy meng eenvoudig sand, klip en sement en dan maak jy jou eie boublokke om huise, mure, selfs swembaddens, enigiets soos dit te bou. So ja. Laat ek nou net 'n bietjie dink. Ek het die eerste maal julle goede gesien daar Donkerhoek sy omgewing rond. Het ek op 'n stadium na 'n boer toe gegaan en ek sien toe hy is besig om 'n gebou te bou en die eerste ding wat my opgeval het was die patroon van die ding, want jy kan sommer net sien dit lyk nie soos bakstene nie. Ja, nee, hy is 'n bietjie meer uniek, so ja. Hy gee jou amper die gevoel en die manier waarop jy met hom bou is amper soos 'n volwasse Lego blok. Ek wou net sê, toe jy begin met die storie, ek hierdie is soos 'n vir volwassenes, speel, maar jy bou 'n regte huis. Jy bou regte huise, jy bou sterk huise en hy kraak nie, hy val nie om nie. Hy's baie sterk, ja. Hoor jy, ek wil net vra, dis my volgende vraag gewees, is hoe vergelyk jy dit met konvensionele bou met wat al ken maar van bakstene en goede? Ja, so kyk, as mens nou kostevergelykings en daai tipe goed doen, as jy nou 'n baksteenmuur gaan bou, 'n dubbel baksteenmuur, kyk jy na omtrent so R504 per vierkante meter. As jy nou self blokke maak met hierdie en jy bou 'n huis, dan kyk jy na omtrent so R185 per vierkante meter se muur nou. Maar die spoed van bou is baie vinniger, jy het baie minder skilled labor nodig, so die hele metode oor die algemeen vat baie vinniger, hy's baie sterk, so jy kan nie verkeerd gaan met die stelsel nie, ja. Ek neem aan net as ek moet dink oor hoe die ding lyk, gaan hy baie goeie eienskappe hê vir isolasie. Dis korrek, ja. So jy produseer 'n hollow core blok, wat beteken jou insulasie is fantasties. As jy in die middel van die somer in so 'n gebou instap wat met Stumbleblock gebou is, dan is dit lieflik koel aan die binnekant. Ja. Jy het nie, so jy spaar selfs dan nog op elektrisiteit, want jy het nie noodwendig aircons en daai tipe goed ook nodig nie. Hoor die klankdigtheid, ek neem aan dis dieselfde beginsel maar oor die gaping wat daar is. Ja, so hy is ook redelik klankdig. Hy kan, en jy kan dit ook nou natuurlik weer opstoot ook. So wat jy ook kan doen is jy kan jou cavities vul met polystyrene waste. Okay, ek wil net vra wat ek neem aan of sand gebruik. Ja. As jy hom in die cavity ingooi en dit kos jou baie goedkoop en dan op die einde van die dag jou insulasie en jou klankdigtheid en al daai tipe goed word ook baie hoër opgestoot. Ja. Ja. Dis my baie interessante storie. So ja, jy het arbeiders nodig wat nie so hoog opgelei is nie, maar die goed pas fisies in mekaar en nou hoe bly dit by mekaar? So jy gebruik 'n ding wat mense noem 'n thin bed mortar. Jy maak hom as 'n slurry in 'n kruiwa en dan doop jy net die bodem van die blok in die kruiwa, in die slurry en dan pak jy hom op mekaar en dan plak hy so aan mekaar. So jy plak dit goed aan mekaar vas. Jy plak dit goed aan mekaar vas. Byvoorbeeld hy's eintlik so sterk, toe ons initiële toetse en so gedoen het vir NSBRC en daai tipe ouens, het ons 'n muur gebou met die 'n klein stuk muur, so kom omtrent so 'n meter en 'n half breed. Ons het hom opgebou en toe laat lê ons die ding plat neer, lig hom aan albei kante op dat daar geen support onder hom is nie. Toe begin ons fisies blokke op daai muur pak. Hulle is so 15 kg 'n blok. Teen die tyd het ons hier by 420 kg gekom en toe begin hy eers kraak. So hy kan gewig vat. Hy kan gewig vat en hy is baie sterk, ja.
Fantasties. Ek neem aan dit gaan net 'n bietjie beplanning vat as jy nou bou want jy gaan moet so jy koop by julle die molds en dan moet jy maar net jou blokke vooraf maak en dan sit jy die huis in mekaar in 'n paar dae of Dis weke. korrek, ja. So die maak vat 'n bietjie tyd. So as jy nou die tyd het en die spasie het om die blokke te maak, dan werk dit jou baie goedkoop uit. Ja. Daar is nou natuurlik geleenthede waar daar mense is wat al by ons gietvorms gekoop het en hulle produseer blokke en verkoop aan die publiek. So dit kan 'n lekker tuisbesigheid wees as jy blokke maak vir mense. Presies, ja. So jy kan hom nou so om ook doen deur blokke te gaan koop, maar dit werk jou nou duurder uit. Ja. Jy kyk na 'n verskil van omtrent so R120 per vierkante meter muur wat jy nou meer sal betaal as jy nou die blokke aankoop. Ja. Maar ja, jy produseer die blokke, jy het genoeg tyd voor dit nodig, so jy koop ook gietvorms aan. Die hoeveelheid wat jy nou aankoop, het nou alles word bepaal deur die spoed waarteen jy die blokke nodig het Ja. en wat die hoeveelheid blokke wat jy nodig het. Okay. So ja. As mense klaar is met die gietblokke van hulle nou, is daar wat doen hulle met verkoop hulle dit? Wat doen jy met die blokke as jou huis klaar is? Ja, so daar is mense wat op Gumtree sal hulle baie van die goed verkoop, hulle herverkoop maar die goed en dan of hulle hou dit daar eenkant in die garage as hulle eendag 'n ekstra keermuur wil bou of hulle wil 'n grensmuur bou of selfs net hulle wil 'n paar blokke maak om 'n raised garden bed Ek wil sê ek het begin doen met my tuin. Ja, dan kan jy dit daarvoor ook gebruik. So daar's altyd iets wat jy kan doen met die blok. Ja. Baie handige storie. Hoorie dan net my laaste vraag oor die afwerking. Kan jy enige afwerking op dit sit? Jy kan enige afwerking op hom sit. Jy kan jy kan hom net so skoon los, net die sement. Jy kan hom pleister, jy kan hom verf, jy kan hom pleister en verf. So enige iets wat jy wil doen met hom kan jy doen. Jy kan selfs jy kan enige iets op die mure hang met jou gewone hammer en nails. So jy kan selfs kleding aan die buitekant opsit as jy sou wou. Okay. So ver as wat jy aan hom kan dink, dit kan jy doen. Alles doen. wat jou hart begeer kan jy met die blokkie doen. Presies, ja. Fantasties. Leron, baie dankie. Ek hou baie van die idee, dis my baie oulike ding, dit is my eerste maal opgeval en daar's baie alternatiewe vriende, as jy nou ek sou dink as jy 'n plaas of 'n plot of so 'n ding het waar altyd ontwikkeling aan die gang is. Presies. Is dit die handigste ding om te hê, my blokke te hê? Of 'n skaaphok nog 'n ding soos dit wat moet gebou word, ja. En onderhoud en al sulke dinge en as jy die tyd het en die spasie het, kan jy vir jou berge blokke bymekaar maak. As jy goed te veel word, dan verkoop jy dit. Presies. Maklik soos daai. Dan kan jy ekstra paar rand opmaak. Ja. Baie dankie vir jou tyd. Ek wens vir julle goeie voorspoed op hierdie week. Mag dit goed gaan. Baie dankie. Dankie dat jy ons op hierdie program gehad het. Soos met 'n goeie film is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag tot dit die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Jy luister nou na Radio Nuwelie, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.